Amen. Halleluja. Kom nou, antwoord. Amen. Amen. Ek wil vanmôre graag met die gesels hoor. En Sakkie sit vir my hier so, hierdie twee net af, asseblief, voor hy gaan nog 'n bietjie, of net bietjie sagter. Dankie. Ek gaan vir jou definisie lees. Hy sê die manier waarop gelowiges praat, moet hulle roeping as Christene weerspieël. Met ander woorde, die manier hoe ons praat moet mense kan hoor. Ek en jy is die wedergebore kind van die Here. Dit is waaroor dit gaan. Nou Christelike spraak, die goed wat ons sê, moet opreg wees, dit moet godvrugtig wees, en dit moet tot eer van God wees. Dis nou net, dit moet tot eer van God wees. Ek gaan begin. Ons is veronderstel, as ons tot wedergeboorte kom, want nou die dag as ons tot wedergeboorte kom, dan ontvang ons absoluut die volheid van die Heilige Gees. Ons ontvang alles. Dis die Parakletos. Met ander woorde, dit beteken, ek word deur God se Gees van binne af gevul buitentoe, en ook maar van buite af binne toe. Dit is wat die woord Parakletos beteken. Met ander woorde, ek en jy is toegemaak, van binne en van buite af, met God se Gees. Dan kan ons nie anderste, hoor wat ek sê, ons kan dan nie anderste as om te verander. En die heel eerste ding wat gebeur, en dit wat in my lewe ook gebeur het, is ek het begin om ordentlik te praat. Ek het begin om ordentlik te praat, want as ek 'n swetswoord of 'n voetwoord gesê, so dan was dit so iets, dit was die mense wat ek saam mee gewerk het, ons het so 'n paar duisend mense wat saam ons gewerk het op die myne. Dan as jy by die mense kom en dan het altyd verstaan wat ek vir hulle sê. Want ek het ordentlik Afrikaans gepraat. En toe ek tot wedergeboorte kom, kan hulle nie meer verstaan wat ek sê. Want al die piep woorde daar tussen was daar nie gewees. En hulle het net daar gestaan en het wat gaan met jou aan? Wat gaan met hom aan? Nou kom nou met jou vraag wat het gebeur, sê ek het tot wedergeboorte gekom, julle sal nie glo. Die meeste van die mense wat saam met my gewerk het daarso, kom en dan sê hulle vir my, ons sal maar sien hoe lank dit hou. Ons sal maar sien hoe lank dit hou. Ek is al amper 30 jaar, wat ek tot wedergeboorte gekom. Amen. Ons moet kyk, hoor wat ek sê. Ek sê nie vir jou, jy gaan nie kwaad word. Gaan net na die munisipaliteit. Nee, hoor mooi wat ek vir jou sê. Of gaan na dan, wat is aan het gesakkie, wat sê ek sy naam? Nee, wat is hy? Binnelandse sake, ja. Daas, hulle het my gebring en uitgedroog. Daar binnenkant. En ek het my toys in die kont uitgegooi. Daarso. Maar ek moes later teruggaan en sê, luister want die sekuriteit wil my af verwyder het, want ek die sekuriteit voete. So, dit gebeur. Ek is nie trots op, nie fout maak. Ek is nie trots op, maar die Here laat toe, met sy Gees, laat ons 'n gewete kry. En daai gewete van ons is die stem van die Heilige Gees wat jou dwing om dit te geregmaak. Dit is wat. Hoeveel keer moet ons iemand vergewe? 70 maal 7 keer vir een ding. Goed. Vertel my julle toe. Ek gaan nou hoog gaan staan. Kom, vertel my julle toe. Nee, dit is baie makliker om te sê as om te doen. Want ons is net so op ons bek. Ek soek 'n vrou wat blokskoene aan het. Is nie so iemand wat blokskoene aan het. Ja, ek is ernstig. Ek soek 'n vrou wat het. Niemand. Is julle seker plaas kan is nie. Kom hulle nie meer.
Ek gaan julle nou verduidelik. As die my maat met sulke stelte geloop, permanent. Ek wil lekker moet nog mooi kyk, ek moet eerlijk kan sien. As ons wip, dan smaak het ons sulke laaisokke. Een laaisok vir die wat nie weet nie, is daar wat jy voorlaaiers het, wat jy met die pleisie daar in sit, en die buskere daar in sit, en dan stamp jy om, en laaisok. Maar die vrouwens wat hoogskoene dra, jy sal sien, as ons as mens, as ons wip, dan gaan dit onmiddellik so, en staan so. Alles staan net so reg. So. Dan sien jy, die boude tel op, en die kuite word styf in, die mond word styf, en alles word styf, en die vuiste word toegemaak, of hulle word oopgemaak word om geklap, weet iemand te klap, en die klasse dinge. Maar ek kyk julle nou vanmôre in die oë. Ek kyk julle in die oë. En ek sê, pas op wat jy doen, pas op wat jy sê, pas op wat jy praat. Want onthou nou, die mens, luister, en ek praat met kinders van die Here hierson, kerkmense, hulle gaan onthou dit wat jy verkeerd gedoen het, dit wat jy sleg gesê het, dit wat jy lelik gedoen het, dit gaan hulle onthou. Hulle sal nooit onthou die ding wat jy baie goed vir hulle gedoen het. Kom, is dit nie die waarheid nie? Is die reine waarheid. So wat ek sê, so wat ek sê, ek en jy moet ophou skynheilig wees. Hoor mooi wat ek vir sê. Ek sê nie ek word nie kwaad nie, maar ons kan kwaad word sonder om te sondig. Dis dit. Die Here het vir ons emosies gegee. Die Here het vir ons emosies gegee. Die Here het vir ons emosies gegee dat ons gaan in sak en as gaan sit. Hy het vir ons emosies gegee dat ons 'n bietjie depressief kan word. Hy het vir ons emosies gegee dat ons bietjie opgewonde kan word. Hoor wat ek vir jou sê, wanneer laas was jy uitbundig opgewonde oor die Here? Ek praat nie net van ons soos hier by die kerk is by mekaar kom en ons sing en so. Wanneer was jy uitbundig opgewonde en sommer net in die lug gespring en gesê, dank die Here vir dit wat ek het. Dank die Here. Ek kon soveel minder gehad het. Ek gaan jou kyk jou in jou oë en dan vra ek vir jou, hoe skynheilig is jy? Jy moet dit self besluit. Onthou, ons het almal goedjies wat ons wegsteek. Hoor wat ek vir jou sê. Nie een persoon kan sê, daar is nie goed wat hy nie wegsteek nie. Of daar is 'n wat noem mens, 'n slegte aanwensel. Slegte aanwensel. So, wat die wit waks en almal irriteer en so. Ek weet, ek kom met almal oor die weg, maar almal kom nie met my oor die weg. Dit is nou maar so. En ek dink met elkeen van ons is dit so. Want personalities en so die persoonlikhede bots. Dit bots 'n bietjie. En ek het moes 'n gewoonte aanleer om eers as ek by 'n nuwe plek kom waar ek bedien of so, dan moes ek kom dan moet eers so 'n paar minute praat. Ek moet net praat. Maar die mense het gesê, dat skries, ek gaan dit nou so sê, hulle sê vir my, hulle het vir my reg in die kerk gesê, die plaasboere, ek loop te wat gat as ek hier so voor, nie hier so, nie by jou ander kerk, ek loop te wat gat as ek hier so is, as ek so loop. As ek perd ry, sit ek te windgat op die perd. Hoor jy wat is dit? Ek probeer dit nie so op die perd te vlieg, come on. Maar weet jy wat ek sê? Ons mense het issues, man. Ons het issues. En ons moet bietjie daai issues laat staan en meer vir mekaar begin omgee en minder van mekaar begin praat. Amen. Dit is dit. Kyk hoe jy praat. Psalm 19 vers 14. Hy sê, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart van verstaan, welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Vat daai vers en gaan werk.
Here, want hy is my rots en hy is my verlosser. Sien, dit is vir onsself. Nou kom ons kyk en ons gaan na Efesiërs 4 vers 29 tot 31 toe. Dit is ons praat van ek en jy moet 'n begeerte hê om soos Jesus te praat. Jesus het nie gevoel geskelde kere gegaan nie. Ons doen dit. Hy het dit nie gedoen. Maar ons het sy voorbeeld volg. Hy sê dat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie. Pas op dit. Dit staan in die Bybel. Maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor, nog nie weggaan. Wanneer laas? Ek gaan dit eers omdraai. Wanneer laas het jy iemand geskel? Ek moet nie antwoord nie. As ek moet nie antwoord nie. Nou vraag ek vir jou, wanneer laas het jy 'n stigtende woord of 'n boodskap vir iemand anders gegee? Daar kom het nou. Daar is ons het nou. Ons is te gewoon daaraan. Ons is te gewoon daaraan om mense te misjudge. Wat wil ek sê? Ons is te gewoon daaraan. Ons is nie meer gewoon daaraan dat ons kan sê, ons woord is ons eer nie, maar as ons die vorige versie lees van Psalms, sal ons sien, ons moet ons woorde herdenk, en ons moet woorde praat van stigting, maar ons doen dit nie. Ons doen dit. Wanneer laas het jy iemand opgetel en nie afgebreek? Wanneer laas, as jy van iemand anders te praat, dan kan jy die persoon optel en nie afbreek. Hoor jy wat ek sê? Want dit is te maklik vir ons om iemand sleg te sê. Omdat ek en jy wil goed voel, as ons iemand anders te kan sleg voel. Ons kan dat sleg voel, want ons is ons beter as iemand anders. Ons is nie beter as iemand anders nie. Ons is nie beter nie. Ons is niks beter as iemand anders nie. 30. Hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van julle verlossing. Moenie die Heilige Gees bedroef nie. Moenie maak asof dit wat gebeur in die kerk, die wonderwerke wat gebeur, as maar nie. Goed, daar is nie. Maar nee, ek gaan jou vra dat jy nou saam met my bid vir Dina. Kijk, sy draas van. Maar nee, en met Louis, het hulle gesikkel om swanger te raak. Ek het 2 dae gegaan en ons het gepraat, ons het gesê, maar nou, die Here se tyd is die regte tyd. En het jy dit op die regte tyd gebeur, toe alles oké was. Ek hoor? Amen, amen, amen. Ons moet versigtig wees. Ons kan nie die krag wat ek wil sê is die krag van die Heilige Gees kan ek nie onderskat. Ek en jy kan nie gaan en sê die Heilige Gees, God se Gees, was by Marleille gewees, nie by ons almal, was by Marleille gewees op die regte tyd. En dan kan iemand anders kom en sê, ja, maar dit is nie die Heilige Gees nie, dit is nie die Here. Wie gee lewe? Kom ons begin, wie gee lewe? God gee lewe. God gee lewe. Wie maak dood? God gee lewe en hy gee dood. Dit is hoe dit is. Dit is net hoe dit is. Volgende ene. Hy sê alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Daar is 'n klein en proper, en dit is komend, dit is reg gesê op die man af. Kom ons kyk hierso. Hoekom moet ek en jy 'n godvrugtige spraak in ons verhouding hê met die Here? Verhouding met God. Kom ons kyk Hebreërs 13 vers 15. Ons gee aan God die eer.
Hy sê, laat ons dan geduldig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Hoor jy nou? Die vrug van sy lippe, dit is die vrug van die lippe wat sy naam, Jesus naam, Vader se naam en die Heilige Gees se naam, die drie eenheid bely. Dit is wat dit is. Dit gee dank en lof ook aan God. Kom ons kyk Kolossense 3 vers 17. Hy sê, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, hoor nou mooi, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Hoor mooi, wat julle ook al doen in woord en daad, doen alles in die naam van die Here. Hoe gaan Jesus voel as ek en jy baie of die hele dag of whatever ook al ander mense sleg sê, ander mense afbreek, ander mense in die grond indruk? Gaan dit nie miskien beter wees as ons op 'n punt kom in ons lewe waar ons almal, maak nie saak wie hulle is of wat hulle is of wat se probleme hulle het of dit dronkaards is of wat, nie maak nie saak, tel hulle op man. Tel hulle op, want dis wat die Here van ons verwag. Ons is tog immer sy kinders, is ons nie? Amen, ons is sy kinders. Hoekom moet ons sy ander kinders dan sleg maak? Hoekom moet ons dit dan? Jakobus 3 vers 9 tot 10. Hy sê, die mond, dit is waaroor het gaan oor die mond. Hy sê, daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat aan sy gelykenis of dan die gelykenis van God gemaak is. Volgende ene. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Hy sê, dit my broeders, behoort nie so te wees nie. Hoekom doen ons dit? Hoekom doen ons dit? Ek sê vir jou reg, ons verhouding met die Here is nie wat dit veronderstel is om te wees. En onthou, ons almal is op verskillende vlakke in ons geestelike lewe. Partykeer is ons op 'n lyn, partykeer is ons daar onder, daar vlug ons daar in die grond of iewers tussen die valleie en daai goed is. En dan is dit nie lekker nie. Maar nog elke keer het die Here gekom en as ons gesê het, Here, vat net, ek wil net die hand vashou. Vat net my hand asseblief. Vat net my hand. En loop saam met my hierdie pad. En dit is wat ons elke dag kan doen. Dan gaan ons nie en dan gaan ons val. Dan gaan ons nie en dan gaan ons val. Want God gaan vir my en vir jou versorg. Romeine 10 vers 9 tot 10. Hy sê ons bely Jesus Christus as die Here. Hy sê as jy met jou mond die Here Jesus bely met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dit is ook 'n versie wat ons uit ons harte uit moet ken. Hoe weet ons dit? As ons bely dat Jesus Christus die Seun van God is. Okay? En om met ons hart bely, want by die hart glo ons tot geregtigheid en by die mond bely ons tot sy redding. Ons spraak wat ons het moet sag wees, dit moet genadig wees en dit moet ook taktvol wees. Ons ken baie mense wat baie ontaktvol is. Okay? Kolossense 4 vers 6. Hy sê, laat julle woord altyd aangenaam wees. Met sout besprinkel sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Dink voordat jy praat. En dit is ook nie nodig om die hele tyd te argumenteer. Want dit is ook wat gebeur. Ons wil te veel fight. Maar ek is reg, jy is nie reg. Jy sien dit nou verkeerd en al sulke klomp goeders. Ons woorde moet vriendelik wees. Gaan vir my daar 2 Timoteus 2:24-25 asseblief saam.
Hy sê 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar hy moet vriendelik wees teenoor almal. Is julle vriendelik? Wys my. Ja, julle moet spel, hè? Bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hoeveel kwaad kan jy verdra? Hoeveel houe kan jy vat? En onthou, die houe is nou nie van die Satan af nie. Ek praat nie van dit nie, ek praat houe van mense. Dis wat ek van praat, houe van mense. Ons wat tussen mekaar wandel. Ons wat sê, ons is wedergebore kinders van die Here. Hoeveel houe deel ons het? Hoeveel houe deel ons het? En never mind, die woorde wat jy sê, wat is jou gedagtes? Jy sê, dis ek kan hierdie oor slotklap gee, hoor. Kom. Ja. Dis maar moeilik, hè? Dis maar moeilik, maar ons sal reg kom. Ek wil dit, ons sal reg. Hy sê die dienste, hy doen nie weerspanniges in sagmoedigheid. Dit is ook nou 'n woord wat ons nie heeltemal verstaan. Maar ons weet nie wat is dit om sagmoedig te wees. Hy sê ons moet hulle in sagmoedigheid tereg wees. Ja, waarom ons mooi praat, maar ons weet ook die mense luister ook nie altyd net so mooi. Okay. Hy sê of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid. As jy kom by iemand en jy begin met hom argumenteer, sal hy persoon so kore, myne nie, sal sommer daar word toe. Dan gaan anders aan. Maar as ons kan gesels, as ons kan praat met mekaar, dat ons kan redeneer en gesels oor issues of wat jy ook al, en ons kan dit met mekaar uitsorteer, gaan dit nie makliker wees. Gaan dit nie lekkerder wees. En dan sal ons ook nie nodig om baie moederbrood te drink. Is dit nie? Ons woorde moet leersaam wees en dit moet opbouend wees. Kolossense 3 vers 16. Hy sê dat die woord van Christus ryklik in julle woord in alle wysheid. In 'n ander versie sê as julle wysheid voorkom, wil dit van God af en hy sal dit vir jou gee. Hy sal dit vir jou gee. Hy sê leer en vermaan mekaar. Nie skel mekaar nie, vermaan mekaar, help mekaar reg. Met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Ons kan nie loop bewoon en droom die hele dag nie. Gee God tog die eer en laat ons net kan lewe. Daar's te veel mense wat wil moan en droom van vanmôre tot vanaand. Maar hier is ook nie julle nie. Dit is baie mense, dit is ook nie julle nie. Dit is nou nie julle nie. Ons woorde moet verstandig en terughoudend wees. Wie sy woorde inhou, hoor daar, Spreuke, hè? Wie sy woorde inhou, besit kennis. En hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Nou daai woord man is 'n meter. In ander woorde, dis mans en vrouens, boeties en sissies. So ons kan nou nie, die vrouens kan nou nie sê, maar net die mans, die vrouens kan wat verder gaan soos hulle wil, net die mans moet kalm wees. Ons allemaal moet kalm wees. Ons allemaal moet kalm wees. Matteus 5 vers 37. Ons moet eerlik, die woorde moet eerlik wees en dit moet onversierd wees. Hy sê, laat julle woorde, laat julle woord wees ja, en nee. Wat meer as dit is die bose. Ons is te maklik om te draai. Ja, maar ek het dit ook nie eintlik so gesê, of ek het dit eintlik
so gedoen, of ek het nie eintlik so gedoen. Gaan vir my daar so na Johannes 7:46 toe, sag jy asseblief. Jesus Christus se spraak was perfek gewees en dit was nie gewees. Ons begin daar. 7:46 jaar. Hy sê die dienaars antwoord nooit het 'n mens so gespreek soos hierdie mens sê. Dis Jesus wat daar praat. Dis Jesus wat daar so gepraat het met hulle. Soos 1 Petrus 2:22-23. Hy sê hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is. Wat toe hy uitgestel is, nie terug uitgestel het, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee aan hom wat regverdig oordeel. Ons moet vanaf op ons agterpoort te staan. En kyk nou, hou julle, hy moet so raak gespring. Baie, dit is dit, ons wil dit vanaf doen. Kom ons kyk, Numeri, dis nou spraak, ons moet praat om mense te seën. Numeri 6:22, vanaf vers 22, kom ons kyk. En ek sluit af met hierdie ding. Hy sê, en die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, as 'n dubbelpunt so daar kom het nou wat hy nou moet sê. So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê. Kom, die Here sal jou seën en jou behoed. Lees dit vir my. Lees haar. Lees. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig voor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig voor jou verhef en hy sal aan jou vrede gee. So moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê. Ons vat nou daai plek van kinders van Israel. Ons is wedergebore kinders van die Here. Ons is sy nageslagte. Ons is deel van Jesus Christus se geslag, die nuwe verbond. Hy sê nou so moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. En dit is, hy sluit daarmee af met die priesterlike seën. Dit is dit. Ons moet by mekaar kan kom en ons moet vir mekaar kan seën toewens. Ek gaan 'n voorbeeld gee. Hierdie ek kry redelike pakkies in die goed, so as die mense hierna toe kom, ek het hulle ry van ver af. Hulle kom wat net Johannesburg uit in die Kaap uit en so as hulle hierso kom, dan hulle ken my baal, so as hulle hierso kom, hulle pas nie, wat so, dan sê ek ook vir hulle, luister hierso, maar die Here met julle wees, dat julle veilig ry, en dat julle veilig hoe julle huis kom. Jy sal sien, hy ons kan moet wees soos wat hulle wil, nee, want hulle kom gewoonlik laterig hierso. So jy weet ook saak met die rye is so, dit is rof, hy is rof, maar jy kan soms sien, en hy verligting, luister die saak oor wat, jy sal iemand wat omgee, man. Come on, jy sien wat omgee. Wauw, die oude het vir my gesê, die Here sal vir my pas op, ek is so bly daarvoor. Dan spaai hulle sommer, bye, nou, daar sal die moeder en dan gaan. Ons moet, ek sê nie, ek doen alles reg, ek doen bitter baie goed verkeerd. Maar daar is sekere goede wat ons kan doen vir mense, dit kan vreemdelinge wees, maak ons nie saak. Seën hulle man, seën hulle met die seën van die Here. Want die Here kom en ons het gelees nou, hy kom en hy seën vir my en vir jou daagliks. Anders was ons lang al dood gewees. Anders was ons lang al dood gewees. Amen. 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 Ek wil ons iets geleef vandag. Ek het meer voetbal, as ek so met my kleuke werk, want dan praat die Here. Ek baie hierso goed as uitsorteer en uitskit en die sifries vat en die groot klippe uitgooi en dit is maar partykeer moeilik. Maar die Here praat elke keer met my as ek met boodskap, selfs so al boodskap is ook wat ek so stuur. Die boodskap is, dit is ook net so, die Here praat met ons. En dan sê ek vir julle, moenie stilte sê asseblief.
Is dit reg? Ja, jy moet nie stout is nie. Jy moet nie stout wees nie. Nie stout is. Vra hulle daar op die skool, hulle praat ons so. Jy is daar nie. Ja, maar partykeer moet ons van die, wat is die soort types? Daktape, daar sê, klaar by daktape, dan net nie die woorde toeplak. Plak net die mond toe. Want as jy die woorde toeplak, dan hoor daar op niks nie. Sorry, baie gevaarlik. Kom ons sê vir ons. Kom, bitter, baie. Ja, sê, my seer en my vloek. Amen.